Broers en susters, kom ons raak stil voor die Here. Die tema het ek aan julle genoem. Kom ons vra vanoggend, die Here weet wat in jou hart omgaan, wat jou lewe is. So kom ons raak stil voor die Here en dan kan jy ook vir die Heilige Gees vra om met jou te praat. En daarna gaan ons musiekbediening vir Alpeer dan, Oekraïense weergawe van die Onse Vader vir ons sing as die toewydingslied. Kom ons raak stil voor die Here. Rondom Jerusalem is berge, soos die liefde van die Here rondom diegene wat hom liefhet. En ons sê almal saam, Amen. Wat 'n voorreg is dit, broer en suster, om julle te groet in die naam van die lewende God. Ek groet julle vanoggend met die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die toerusting en die omgee van God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, Amen. Broers en susters, Matteus 14, vers 22 tot 23. Ons gaan later in die preek die teks lees, kom ons bid net eers saam. Liewe Here, baie dankie dat ons as geloofsfamilie, as broers en susters in Jesus Christus, u kinders, o Vader, die jonger broers en susters van Jesus, wat ons oudste broer is, vanoggend hier by mekaar kan wees. Dat dit altyd lekker is om mekaar te sien. Dat ons mekaar herken as ons hier instap. Dat ons mekaar herken as ons in die wandelgange, daar by die winkelsentrums is, of petrol ingooi, diesel ingooi. Mekaar dan maar net kan groet met die knik van 'n kop, of met 'n handdruk, net kan vra, hoe gaan dit? Gaan goed of dit gaan sleg, en net kan vra. Dankie dat ons deur u aan mekaar verbind is. En elke Sondag kom ons hier by mekaar
om aan die voete te sit, o Vader, om u Bybel, u woord oop te maak, want dis die manier hoe ons u stem hoor, hoe u met ons praat. En vanoggend wil ons weer luister na wat u sê. En die woord is oop by Matteus 14. En so wil ons hoor hoe u vir ons sê dat Jesus wat homself, u wat u self ons vriend noem, by wyse van die een wat vir ons op 'n besonderse manier omgee. Hoe ons oë op u gefestig hou, wanneer ons deur die klappe van die lewe gekonfronteer word. En daarom, o Heilige Gees, bid ons, dat u die woorde van Matteus vanoggend sal gebruik, hierdie woorde wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, hierdie woorde wat hy van God gekry het, van u gekry het, dat u daai woorde sal gebruik, en dat u my ontvanklik sal maak, dat ek dit reg sal hoor, al het ek voorberei, om dit reg oor te dra, sodat elkeen van ons wat hier uitgaan, sal kan sê, in ons lewe, in ons konteks, het ons u gehoor. En dat dit vir ons iets beteken. Dat dit vir ons hoop gee. Dat dit ons lewe verander. Daarom, o Vader, bid ek dan nou, dat u my op 'n besondere manier sal toerus vir ons, hier by mekaar vanoggend. Baie dankie dat ons hierdie dinge tot u kan bid, o Here Jesus. Ons bid dit tot u in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, ons Voorloper, ons Redder, ons God. En almal sê saam, Amen. Ons is so 'n week terug, was Oostelike Synode se predikantekonferensie. In hierdie slag het 'n sielkundige met ons gepraat. En tydens een van die lesings het sy gesê, sy het altyd die koerante gelees en sy kon die geweldstatistieke so een na die ander opnoem. En toe op 'n stadium kom sy agter, sy raak vreeslik negatief en sy baie bang geraak. En toe het sy opgehou om koerant te lees. En sien broers en susters, vrees kruip nie net in die aand by jou, saam met jou in die komberse in nie. Vrees is ook in die dag saam met ons. Vrees is daar as jy 'n WhatsApp boodskap van jou dokter kry en 'n boodskap moet kry oor wat jy nou eintlik makeer wanneer jy die toetse kry waarvoor jy gegaan het. Vrees is daar as jy moet petrol ingooi en die petrolprys het weer opgegaan. Dit is daar wanneer jy oor en oor aansoek doen vir 'n nuwe werk. En jy weet, jy is eintlik aan die verkeerde kant van werk soek of werk kry. Dit is daar wanneer jy weet jou kinders ry elke dag kilometers na hulle werk toe, want dis waar werk beskikbaar is. Ek self het al baie vrees gehad, baie angs. Almal van ons het dit al gehad. Ek het dit nog steeds baie keer. Ek het al baie na stories geluister van mense wat bang is, wat vrees het. Net daai vrees baie keer wat jy in die aand as jy op jou bed gaan sit, voor jy in die bed klim, voor jy gaan lê, en dan wonder jy, gaan ek môreoggend wakker word? Gaan ek die dag weer sien? Vrees is 'n diep deel van ons lewe, angs. En daarom is 'n teks soos die van Matteus 14, in 'n tema, soos om ons oë op Jesus gefestig te hou. Jesus as ons naby vriend, ons redder,
eintlik 'n baie relevante tema. En daarom wil ek hê ons moet saam lees Matteus 14, vers 22 tot 23, eintlik dit moet staan 32. Kom ons begin, daar staan, net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, sodat hy voor hom sodat hulle voor hom kon uitvaar na die oorkant toe, terwyl hy eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Hierdie verhaal speel hom af nadat Jesus eintlik 'n wonderwerk gedoen het. Jesus het die 2 visse en die 5 brode vermeerder en 5000 mense wat ons daarvan lees kos gegee. Jesus was eintlik moeg. Maar voor dit het Jesus 'n emosionele skok gehad. Sy kleinneef, Johannes die Doper, is vermoor. Sy kop is afgekap. En dit moes vir Jesus ook 'n groot skok gewees het, want dit moes hom herinner het aan wat eintlik vir hom wag, nê? Van sy dood, wat ook nie 'n maklike dood was nie. So 'n mens kan verstaan dat na hierdie groot impak van Jesus se bediening, hy eintlik net alleen wou wees. En dis nie dat Jesus nie geweet het waar die disippels was nie, in hierdie storm nie. Hy het presies geweet waar hulle was, want daar staan, net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te gaan, na die oorkant toe. Jesus weet waar ons is, wanneer ons storms ons tref. Dikwels dink ons die Here Jesus weet nie. En toe die groot storm hulle tref, het hy presies geweet waar hulle was. En dan lees ons hierdie wonderlike deel. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. En dis 'n baie interessante teks hierdie, nee, baie interessante vers, want hoe dikwels doen ons die wil van die Here. Hierdie ouens is gehoorsaam. Hulle doen wat Jesus sê hulle moet doen. En wat kry hulle in plek daarvan? Hulle kry 'n storm. Hoe dikwels doen ons wat God sê ons moet doen? En wat kry jy in die plek daarvan? Die klappe van die lewe. En dan sê mense, mens kan dit nie verstaan nie. Ek doen dan wat die Here sê ek moet doen, en wat kry ek? Ek kry teenstand, ek kry weerstand. Maar broers en susters, dis dan wat die volgende staan. Met dagbreek, die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Of jou situasie vanoggend, ek weet nie wat jou situasie is, of wat jou situasie gaan wees nie, of het is omdat jy gehoorsaam is aan die wil van die Here en doen wat die Here wil hê, en daarom weerstand kry, en of jy net probleem het, klein, eenvoudig as gevolg van die gebrokenheid van hierdie lewe, daardie oomblikke wanneer jy voel, Here, ek kan nie verder nie, is wanneer die Here Jesus op die golwe na jou toe aangeloop kom. God los ons nooit. Die
oomblikke wanneer jy sê, die storms is te groot, is die oomblikke wanneer hy na jou toe kom, nie jy na hom nie. Sien julle wat staan daar? Is nie ek wat na hom toe gaan nie. So hy kom na my toe. Sien, God is nie 'n mooi weersvriend nie. Hy is 'n vriend in alle omstandighede. Hy wag nie dat dit met jou goed gaan en dan kom kuier hy by jou nie. Hy is daar vir jou, met jou, by jou, wanneer dit sleg gaan, wanneer jy bekommerd is. Wanneer jy in die kar ry en wonder of jy veilig gaan wees. Wanneer jy in die tou by die spar staan en geïrriteerd is omdat jy bietjie moet wag. En die probleem is dat ons angs, ons kommer en ons vrees maak dat ons God se hulp miskyk. Want wat gebeur? Jesus kom na hulle toe. Ek meen hulle het hom geken, nê? Dis nie dat hulle hom nie geken het nie. Ek meen hulle het hom aan hom gevat. Hulle het saam met hom gebid. Hulle het sy wonderwerke gesien. En dan staan daar, toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik. Hulle het gesê, dis 'n spook. Hulle begin skree. Ons kommer, ons angs en ons vrees maak ons dof vir God se uitkoms. Dit maak dat ons die uitkoms wat die Here vir jou nou gee, die hoop wat die Here gee, dat jy dit net moet vat, dat jy dit glad nie raak sien nie. En oor 'n jaar van hier af, as jy terugkyk, dan kan jy sê, maar daar was die Here. Daar het die Here my gehelp, maar ek was te blind gewees, te vol van my eie angs. Terwyl as jy dit nou vat, kan jy oor 'n jaar van hier af terugkyk en sê, kyk hoe die Here my gehelp. My geloof is daardeur versterk. En sien, al wat gebeur in hierdie verhaal is so fantasties. Dit is net 'n eenvoudige uitnodiging wat die Here vir Petrus sê om te kom. Maar dit gebeur binne 'n konteks van Jesus wat na hulle toe kom, as hy vir hulle sê, wees gerus, moenie bang wees nie. En weet julle, daar's 'n baie interessante ding wat daar gebeur. Wie is die mense wat daar gerus word? Net Petrus. Net Petrus glo. Net Petrus vertrou die Here. 11 ander bly op die boot. 11 ander glo nie in Jesus se roep nie. 11 ander vertrou nie die uitkoms nie. 11 ander se oë bly dof vir die ingrype van Jesus in hulle lewe. Maar net Petrus klim uit. Net Petrus loop op die water. As hy sê, Here, beveel my om na U toe te kom. Net een. Maar wat baie interessant is in hierdie verhaal, is het julle opgemerk wat staan daar? Petrus sê, Here, laat ek na U toe kom. Petrus sê nie, Here, kom na my toe nie. Psalm 37 vers 23 sê, tog was ek nog altyd by U. Ons is in 'n gebruik wat ons sê, die Here is aan my kant. Die politici sê so, die politici sê, die Here is by die ANC, daarom sal die ANC vir 100 jaar regeer. Die Here was by die nasionale party, want die nasionale party die Here se wil gedoen. Die Here moet nie by ons wees, ons moet by die Here wees, want dis wat Petrus gedoen het. Petrus het nie gesê, Here, kom na my toe nie. Petrus het gesê, Here, roep my, laat ek na U toe kom. So waar is jy vanoggend?
Klim uit en stap na Christus toe. Hy is God, nie jy nie. Dis hoekom ons in die gemeente sê, ons moet agter die Here aanstap. Dis gehoorsaamheid, dis geloof. En wat doen Jesus? Jesus sê vir Petrus, kom. Een woordjie, klein uitnodiging. Kom. Is my so wonderlik, hy sê nie vir Petrus, laat ek net eers vir jou 'n preek gee nie. Hy sê nie vir Petrus, ek gaan nou eers vir jou 110 redes gee oor hoekom jy nie op hierdie water kan loop nie. Hy sê nie vir Petrus, kom ek vertel net eers vir jou hoekom jy berou moet hê oor alles wat jy gedoen het voor jy kan kom nie. Hy katkeseer nie net eers vir Petrus oor allerhande goed nie. Al wat hy doen is hy sê vir Petrus, kom. Dis al wat hy doen. 'n eenvoudige woord. Kom Petrus. Kom. En wat gebeur? Petrus raak vry. Petrus glo in die God wat die onmoontlike moontlik maak. En hy gaan. Hy het uit die skip uitgeklim. Hy het gegaan. Hy doen 'n wonderwerk deur die krag van Jesus. Hy loop op die water en hy het naby Jesus gekom. Wel, die Bybel sê, Matteus sê, hy het so naby aan Jesus gekom, Jesus het hom gegryp, met ander woorde, hy het vat afstand, so naby het hy aan Jesus gekom. Hy het 'n entjie met ander woorde geloop. Want hy het geglo. Dis wat geloof doen. Geloof, broer en suster, maak jou vry. Vry om op die water te loop. Bo op die water, Petrus. Vry van die natuurwette wat sê, jy kan nie. Vry van die redes van mense wat sê, Petrus, kyk na die golwe. Die golwe gaan jou laat sink. Geloof in Christus, in God, werk anders. Dit laat jou in onmoontlike tye die moontlike reg kry, want is nie jy wat dit doen nie, is God wat dit doen. Broer en suster, laat ek dit nou vir julle sê, almal van ons ken dit, ek ken dit ook. Ek ken daai vrees partykeer vir my eie konteks, my eie familie, my eie finansies, my eie karre wat breek, my eie familie, en dan die geloof of my eie werk. Julle is nie anders as ek nie. Maar dan die geloof dat God dit sal hanteer, en dan glo ons, God sal dit doen. En dan hoor ons die ander 11 wat sê, dit werk nie so in praktyk nie. As ek glo dat die Here sê, ons moet lief wees vir God, ons moet lief wees vir mekaar, ons moet lief wees vir ander mense, dan sê die ander 11, dit werk nie so in die praktyk nie. As ek glo, ons moet alle mense na Jesus toe bring, dan sê die ander 11, dit werk nie so in die praktyk nie. En wat is joune? Dan hoor jy die ander 11 sê, dit werk nie so in die praktyk nie. As ons wegkyk van Jesus af, dan sink ons. Weet julle wat is die ironie van die verhaal? Petrus het 'n wonderwerk gedoen. Hy het reeds geloop.
en toe begin hy sink. Nadat hy die ander begin glo het. Hou ons oë op Christus. Ons begin dikwels met geloof en ons eindig met ongeloof. Hoe werk dit nou? Ons moet met geloof eindig. Ons moet met geloof begin en met geloof eindig. Want Jesus laat ons nie sink nie. Wat wonderlik is, as Petrus so naby aan die Here kom en hy sê, Here, red my, dan gryp Jesus hom dadelik. Jesus wag nie. En hy sê, Petrus, jy gaan nou eers 'n bietjie jou voet sink, net om jou te leer om my te vertrou nie. Hy gryp hom dadelik. Dit is soos die ma en die pa wat by my was en vir my vertel het van hulle dogter wat so rebels was en weggeloop het. En na 'n paar maande teruggekom het en gesê, pa, ma, ontvang my, ek is jammer wat ek gedoen het, en hulle het haar met oop arms ontvang. Want hulle is lief vir haar. Dis wat Jesus doen. Hy ontvang ons dadelik. Hy vra nie allerhande goed nie. Hy sê ek is lief vir jou en hy omarm ons onmiddellik. Hy is 'n groot vriend. Hy is ons redder. Hy is ons verlosser. Hy noem homself ons oudste broer. En as hy in die boot is, lees ons, die wind het gaan lê. Dit is nie Petrus se krag wat die wind gaan lê het nie. Petrus was nie so oulik nie. Petrus het nie planne gemaak dat die wind gaan lê het nie. Christus het die wind laat lê. Daarom moet ons oë op God hou. Die wind het nie voor die tyd gaan lê nie. Die wind het gaan lê nadat Jesus in die boot was. En wat gebeur, broer en suster, wanneer 'n mens deur geloof aanhou glo? Wanneer 'n mens vir Christus weer en vir God ontdek, dan sê jy waarlik, U is die seun van God. Dis maklik om soos die ander 11 in die boot te bly, wanneer die lewe jou klap. Dis baie maklik. Ons leef nie sonder storms nie. Maar wanneer Jesus saam met jou in jou storms is, dan verander daai storms in lig, in hoop, en dan verander jou innerlike, nê? Die storms gaan nie altyd weg nie, maar jou perspektief op die lewe, op die storms gaan weg. Dit verander. En dis hoekom ons in tye van storms hoop kan hê. Met Jesus ons vriend, ons oë op hom gefestig. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak en net voor die Here Jesus staan vanoggend en bid. Jou storms aan sy voete neerlê en na hom toe gaan, maar in geloof. Vader, as ons so met U gepraat het oor die dinge in ons eie lewe, die storms wat so dikwels ons vashou, dan wil ons vir U dankie sê vir deel, soos die verhaal oor Here Jesus waar U op die stormwater geloop het. En waar ons leer om ons oë altyd op U te hou. Maak ons nie net gewillig nie, maar maak ons ook bekwaam om dit altyd te doen. Daarom bid ek vir elke broer en elke suster van my vanoggend hier en almal wat na hierdie preek kyk. Dat U ons almal sal aanraak, dat U ons die geloof sal gee van Petrus wat geloop het, nie Petrus wat geluister het na die geskree van die 11 nie. Petrus wat U gesien het en op U gefokus het. Dat ons in U naam
op U gerig die onmoontlike sal moontlik maak. Baie dankie Vader, dat ek daarom ook vir ons as 'n geloofsfamilie kan intree. Dat ek ons as 'n geloofsfamilie met elke lidmaat, elke broer en suster in die lang arms van gebed na U toe kan uithou. Dat ek vanoggend vir U kan vra dat U ons sal seën. Dat U ons gesond sal hou. En die van ons wat siek is, dat U ons gesond sal maak. Dat U ons wat gelukkig is, gelukkig sal hou. En die van ons wat hartseer is, sal troos en vrede sal gee. Baie dankie dat ek ook kan intree vir die gemeenteraadsvergadering wat nou gaan plaasvind. Ek kan bid vir my kollega Johan, wat moet kom daar van Ruiten af, vir Delien, Here, wat so wonderlik ook met ons seniors werk. Dat ek ook kan dankie sê vir broer Johan Neveling, die voorsitter van ons dagbestuur, en vir elke lid van die gemeenteraad, wat so getrou U wil soek, tot voordeel van U koninkryk, sodat ons 'n lig op die rif kan wees, dat die wêreld weet dat Jesus die Here is. Dankie dat ek kan intree vir ons land, president, die regering, kabinet, dat U ons in Suid-Afrika 'n plek van vrede sal maak, sodat ons die evangelie van Christus kan verkondig. So bid ek vir die bediening van hierdie gemeente, dat ons in Pretoria en die omliggende dele die woord van Jesus sal uitdra, dat alle mense sal weet, o Here Jesus, dat U die redder en verlosser is. Ons bid vir ons stad, ons bid vir die burgemeester, en almal wat daar in die stadsraad is, dat hulle na die welwese van ons stad sal kyk, nie hulle self sal verryk nie. O Here, U het gehoor, of nie, hoe kan ek nou so sê, U weet, dat Amerika Iran gisteraand aangeval het. En daarom bid ons regtig ook vir die oorloë in die wêreld. Konflik tussen Iran, Amerika en Israel. Die konflik tussen Oekraïne en Rusland. Konflik in Afrika. Alle konflik, Here, die waarvan ons nie eers weet nie. O Vader, bring vrede in U wêreld wat U met U eie hande gemaak het. U het, toe U klaar dit gemaak het, gekyk en gesê, dit is goed. En ons kom, en ons voeter dit op. O Gees van God, gaan oor die wêreld. Verander mense se harte, dat dit sag word. Dat ons U koninkryk bring oor die hele wêreld. Baie dankie vir U goedheid en U liefde en U genade. Ons bid hierdie dinge tot U, o Vader, as 'n geloofsfamilie, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, en ons sê almal saam, Amen. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genade gee. Die Here sal saam met jou wees, sal jou kommer wegvat, en sal jou die geloof gee, dat jy saam met God die onmoontlike kan moontlik maak. Ontvang dit in die naam van die Vader, die Seun, Jesus Christus ons Verlosser, en God die Heilige Gees, van nou af en vir altyd. En God se kinders sê almal saam, Amen.